Johan het ons Saterdag herinner aan ons roeping as kinders van die Here. Die Here seën ons in Jesus Christus om 'n seën te wees vir die hele wêreld rondom ons. Die Joodse volk was 'n geseënde volk. Hulle het in die land van melk en honing gebly. Hulle het 'n indrukwekkende tempel gehad, waar hulle die Here vrylik kon dien en kon aanbid. Maar ja, hulle het nie die Here alleen as God aanbid nie. Hulle het ook ander gode aanbid. En daarom voer God hulle in ballingskap weg na ver land toe. Hulle land lê verwoes, hulle tempel is op die grond afgebreek. Daar moet hulle as slawe vir ander volk werk. Trotse Joodse volk is skielik niks. Hoe kan ons die Here aanbid en dien as alles van ons weggevat is? Wat het dan van ons roeping geword as ons in lockdown sit? As ek dalk in 'n totaal ander omstandighede gedompel word deur die pandemie en alles wat daarmee gepaard gaan. As ek self dalk ervaar, ek is nie geseënd nie. Hoe kan ek dan vir ander mense tot seën wees? Maar die Here sê vir sy volk in Jeremia 29 vers 7, bevorder die belange van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Sien, ons roeping is nie net daarvoor as dit met ons goed gaan nie. Ons is eintlik steeds geseëndes, selfs al gaan dit nie uiterlik met goed nie. Net die feit dat ons God se kinder is dat ons hom ken, dat hy ons herder is wat ons hand vat en ons lei deur dit alles heen, beteken dit ons is geseëndes. En daarom roep God ons ook om juis ook in moeilike omstandighede te soek na sy wil en sy koninkryk, om te bid en te werk, sodat die wêreld rondom ons God se teenwoordigheid kan sien en kan ervaar. Kom ons bid. Here, ons kom bely. U is God, ook oor ons omstandighede. U is in beheer, U is die een ook selfs wat ons op hierdie tyd, op hierdie moment hier geplaas het. Ons bid, Here. Ons bid vir ons dorp, ons bid vir ons land, ons bid vir die wêreld, beskerm ons, terwyl van die kinders, terwyl van die naam. Help ons om te werk, sodat U koninkryk steeds kom. In Jesus naam. Amen.